Oor die onderwerp van karakter en persoonlikheid het ek verlede week so 'n bietjie gepraat oor wat 'n mens se persoonlikheid basies is. Nou, dit is belangrik om persoonlikheid en karakter van mekaar te onderskei. Dit is nie twee benamings van dieselfde aspek van ons menswees nie. Onthou dat 'n mens se karakter grootliks gevorm word deur jou opvoeding, jou waardes, jou omgewing, die omstandighede en rolmodelle in jou lewe waarin jy blootgestel word. Veral gedurende daardie eerste jare van jou lewe. Ek onthou jare terug toe my oudste dogter baie beïndruk was deur 'n sekere jongman. Toe sy my van hom kon vertel en ek oor hom uitvra, was haar eerste woorde: hy het 'n oulike persoonlikheid. Dit is inderdaad moontlik om tydens 'n vlugtige ontmoeting reeds iemand se persoonlikheid te kan opsom. Dieselfde geld egter nie van die karakter nie. My respons aan haar was dat sy nie deur 'n man se persoonlikheid op loop geneem moet word nie, maar eers sy karakter moet leer ken. Haar logiese vraag as tiener aan my was: nou wat is die verskil tussen persoonlikheid en karakter? My intuïtiewe antwoord was: persoonlikheid is wat iemand in die lig is. Karakter is wat iemand in die donker is. Alhoewel dit 'n onvolkome definisie was, het sy die boodskap goed verstaan. Ek kan dit opsom deur te sê dat persoonlikheid wys aan die buitekant wie jy is, terwyl jou karakter aandui wie jy aan die binnekant is. Dit is miskien nie moontlik of korrek om karakter en persoonlikheid heeltemal van mekaar te skei nie, maar eerder te onderskei. Daar vind sekerlik 'n mate van wisselwerking plaas deurdat 'n mens se karakter en persoonlikheid mekaar onbewustelik beïnvloed. Feit is egter dat iemand 'n aangename en selfs 'n bekorende persoonlikheid kan hê, maar tog 'n swak en onbetroubare karakter kan hê. Omgekeerd kan iemand 'n ongemaklike en moeilike persoonlikheid hê, maar tog van onkreukbare karakter wees. Ek het eenmaal die volgende veelzeggende opmerking oor een van die onderskeide tussen persoonlikheid en karakter gelees. Dit lui so: personality determines to a large extent who will be following you. Your character will be determined to a large extent whom you are following. Vir die Christen bly dit altyd deel van jou reis op aarde, om nie net ten opsigte van jou karakter nie, maar ook ten opsigte van jou persoonlikheid, die aangename geur van Christus te versprei, waarvan 2 Korintiërs 2 vers 15 ons vertel. Hierin moet ons steeds groei in ons navolging van Jesus en die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Ek gesels volgende week verder.